Hallo en welkom. My naam is Amike. Ek is 'n verpleegsuster wat my eie pad stap met PTSD. Hierdie is 'n plek waar ons dit gemaklik maak om oor die ongemaklike goed te praat. Waar eerlike gesprekke tyd kry. Want soos koffie is die lewe nie altyd soet nie. Soms is dit bitter. Hier deel ons daai stories. So kom sit saam met ons, luister en voel. En dalk, net dalk, voel jy is nie alleen nie. Welkom by My Storie Met. Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. Baie welkom by die heel eerste episode van My Storie Met. Ek is ongelooflik dankbaar vir die persoon wat vandag sy storie deel. Dis 'n storie van inspirasie en ek dink dit is 'n wonderlike storie. So baie dankie Wayne en welkom. Baie dankie. So ek wil begin heel by die begin. Vertel my van jou kinderlewe. Kinderlewe was moeilik, sal ek sê. Ek het paar bietjie gedrink en daar was bietjie stryery in die huis altyd so ja, en met pa was hy regtig vir my, hoe kan ek sê, 'n pa nie. Is ek het maar my eie ding gedoen, maar was baie streng, ja. Ons het pak gekry soos normale kinders. Maar nooit fisies soos in aangerand of enige as ek goed nie, maar ja, ons het streng groot geraak. Baie streng. As jy sê jou pa was nie regtig pa vir jou gewees nie. Wat bedoel jy by hy was nie regtig 'n pa nie? In watse opsig? Ons het nooit veel saam gedoen nie en my pa was ook nie 'n tipe mens met wie jy regtig kon praat. Hy was maar stil en op sy eie. Hy het altyd gesê hy's die swart skop in hulle familie, so hy is ook maar, ja. So as jy iets gehad het wat jou gepla het of iets wat gebeur het by die skool, met wie het jy gaan praat? Ek het maar ingehou vir myself gehou, of was nie regtig iemand om mee te praat nie. Sure. En as jy nou terugkyk, dink jy dit sou gehelp het om dalk iemand te gehad het om mee te praat daai tyd? Ja, wel nou van ek my eie kinders het en Ja. soos nou wat ek weer met my kinders in werking kom is lekker om te praat oor goed Ja. wat pla en oor skool en al daai goedjies, ja. En vertel my 'n klein bietjie van, so jy sê jou pa was nie regtig pa-figuur in daai opsig, jy kon nie regtig met hom daar was nie kommunikasie nie. Ek dink dis 'n Ja. goeie manier om dit te stel. So vertel vir my hoe dit nou toe jy nou ouer word en jy hoërskool en jy bietjie ouer is, hoe daai verhouding toe gewees toe jy bietjie ouer was? Ag, pa was maar altyd by die werk en naweke het hy 'n doppie gevat so te spraai en kuier naweke. Dan sê ek maar by my vriende of weg van die huis af. So ons het nie regtig baie gekommunikeer met my maat. Op daai stadium nagskof gewerk, so dan slaap sy maar deur die dag. Ja, en dan is my suster maar daar vir my in die dag. Ja. Het jy ooit gevoel dat jy soos jou stem belangrik was in die huis? Het jy ooit gevoel soos iemand luister, wat ek sê is belangrik of ek voel belangrik wat ek voel? Nee, nie regtig is. Nee, ek was maar net daar. So jy het nooit gevoel dat jy jou stem of wat jy sê iets beteken het in die huis nie? Nee. So waar het jy ontvlug toe jy daai emosies gehad het op skool? Wat het jy gedoen om daai drang wat jy gehad het of daai wat jy nodig gehad het om dit erns te kry? Maar by vriende by skool en baie op sport gekonsentreer. Ek hou van rugby, so ek het dit maar op die rugbyveld uitgehaal. Op die rugbyveld uitgehaal. Ja. So, ja. En sê vir my, op skool, was jy geboelie? Het jy geboelie? Nee, ek was die boelie op skool. Ja. Ek was die boelie. Ek wou altyd die ene wees op skool, so
Ja. Waar dink jy kom dit vandaan dat jy daai need gehad het om jou stem te hoor? Ek dink van omdat ek by die huis maar net daar was, waar ek maar by die skool so beheer gewees het en my eie ding doen en wat ek sê moes gaan doen. Mm. En hoe het dit gevoel? Hoe het dit vir jou gevoel op skool toe jy's nou die breker op skool as ek dit kan sê, die breker en hoe dit jou laat voel by die huis is jou stem beteken niks. Dis amper asof jy 'n voet teen die muur is, jy weet. En hier's jy in heeltemal teenoorstelde by die skool, jy het hierdie stem, jy's Ja. belangrik. Hoe het dit vir jou gevoel? Ja, dit het goed gevoel ek meen dit gevoel ek hoor daar, ek ja, maak saak daar. So. Ja, sure. En sê vir my vriende invloed op skool. Voel jy dat daar was enige negatiewe invloed, positiewe invloed van vriende en so op skool? Ek het maar so 'n verkeerde kring uitgang. My kring was Okay. naweke kuier en Okay. skelm drink en Ja, beach parties en yes. clubs toe gegaan en Ja, so dit is so. maar die verkeerde vriende, ja, sou ek sê. Sure. Okay, en toe na skool, toe vertel vir my nou wat het gebeur na skool. Ek het vroeg uit die huis uit, net so voor 18de verjaarsdag of 18, eie voorstelletjie gekry saam met my verloofde en begine werk as 'n sekuriteitsbeampte. Ek wou baie graag polisie toe gaan, maar nooit by daai rigting gaan nie. So, Polisie. dit was maar alle jare maar net my droom. Sure. Dis iets te wou doen. Interessant. En omdat my familie ook Ja. so agtergrond het, my oom, my tannie. Okay. Ja. So ja, ek wou graag dit doen. Daai tyd was Army nie 'n motie so dat ek daai kant toe gaan nie. So toe doen ek maar Army Response en CIT. Sure. Maar ek wil vra oor jy praat nou oor weermag. Jy het obviously dit nou geskiep en my generasie ook, ek's jonger as jy. Dink jy dis 'n goeie ding dat daar nie meer pligdiens is nie? Ja, ek dink dit sou baie groot verskil gemaak het in vandag se lewe. Regtig, in jou lewe self? Generasie kon gaan, ja. So Sure. ek glo sou daar nie daai drugs soos daai Ja. dwelm verslaafd gewees het en die gedrinkery en Sure. baie mense is baie meer Sure. Dissipline. dissiplineerd. Maar my vraag is nog steeds ek weet nie of ek saamstem nie, want ek voel nog steeds die pyn vir die rede wat iemand verslaaf raak aan iets is nog steeds daar, verstaan? So ek voel nie pligdiens gaan daai pyn wegvat Ja. nie. So miskien gaan dit 'n tipe van 'n distraction wees, so miskien gaan jy dit beter kan hanteer, maar ek voel nie dit gaan daai pyn Nee, dit gaan nie wegvat. die seer. Dit gaan nie daai gaan nie seer seer wegvat wegvat nie. nie, ja. Dit gaan jou distract daarvan, Ja. maar dit gaan dit nie wegvat nie. Okay, so toe is jy nou jy het nou jy het 'n werk gehad, jy het 'n verloofde gehad en vertel 'n bietjie verder wat het toe gebeur. Gaan trou, Gaan trou, huis gekoop ja. en goeie werk gehad by G4SK Solutions. So, Ek het daar myself opgewerk tot 'n senior pos, so. DSO. Ook Joburg toe Johannesburg toe gewees vir elite taakspan vir 'n rooftog wat ons moes ondersoek het daar in Johannesburg vir 6 maande. So. So ja, So jy het 6 maande daar gebly? in Johannesburg, ja. Ja. So dat ek het goed gedoen. Ek Ja. as mens, ja, Baie. ek het presteer, kan jy maar sê. Ja. Want ek het 'n nuwe kar gehad, ek het Ja. alles gehad. So, alles Ja, gehad. alles gehad. En sê gou vir my die werk self, want obviously daai tipe werk is baie moeilik, dis baie stresvol, dis baie jy weet angs en ek bedoel dit is gevaarlik Ja. ook. Hoe was dit vir jou gewees? Die tipe werk wat dit was? In die begin die adrenaline was lekker. Dan raak 'n mens so dat jy ewen as jy by die huis sit dan kyk jy heeltyd om jou rond en jy is heeltyd waar jy is wat ewen as jy met jou familie in 'n supermark loop en kyk jy heeltyd rond vir wat lyk nie reg hier of wat. Dis is hypervigilant. Hypervigilant, ja. Ja, dis Altyd my vuurwapen by my gehad. Al gaan jy badkamer toe dan is die vuurwapen by jou. Ja. Daai En het jy ooit gedink maar dis nie normaal om so te voel nie? Dis nie nee, normaal om die hele tyd te voel daar's iets wat gaan gebeur nou ek het nie. 'n craving gehad vir daai Ja, vir daai adrenaline. ja. Ja, dit is baie interessant. So, hoe lank was jy toe by daai werk gewees? Ek het 13 jaar vir G4S gewerk. 13 jaar. Dis lank, Tot my né? My pa oorlede is tot ek bedank. Ja. So,
dit is waar die hele storie se bladsy verander het, nê? Ja. Vertel vir my daai dag van jou pa se dood. Verduidelik vir my wat het gebeur. Het was seer. Ons het dit vir 'n paar maande mos nou obviously jy kry mos nou hy siek en hy is lê en dan is hy in Hoe lank hospitaal. was hy siek? Joh, 'n jaar of O, 2 okay. siek, ja, maar Is Bethlehem siek of? ja, nee, seker maar baie swak. Okay. Laaste 3 maande dink ek was dit net hospitaal Sure. in en uit met hom. So mens maak jy op 'n wy reg vir daai, maar Mens ooit reg ja, kry, mens ja, kan nie. ja. Was daarom tot hom op sy laaste los hom uit blaas hand vasgehou en jammer gesê oor al die dingetjies en Ja, sure. so maar dit was nog steeds dit was is iets moeilik om te verwerk. Want is 'n mens nou die groot ou en Ja. ja, Klartjie is nog seer. steeds klein, né? Seer. So. Ja. So daai dag het iets in jou verander. Iets het heeltemal geskuif. Ek dink dit was 'n pyn wat jy seker nog nooit ervaar het in so diepe vlak nie. So vertel my, nou gaan jy huis toe, jy het jou pa verloor, kan nie my indink nie, dit is verskriklike seer. En wat het toe gebeur? Wat het toe? Ek het altyd met daai sê in my kop geloop dat as jy dan gaan my pa se kop neersit, gaan ek klaar maak by G4S. En ek wil hom nie teleurstel nie, soos en hy was iemand wat elke dag aan sy werk is. 'n voorbeeld Ja, gestel. hy was baie harde werker. En ek het toe maar net gaan bedank, weet jy wat met kop gaan nie. Wat was jou plan daai tyd as jy in jou kop nou, okay, ek gaan nou bedank want Bedank. my pa's nou oorlede? Geld vat en dan my besigheid begin. Ek het dit toe begin. Okay. Maar as gevolg ook van verkeerde vriende en die dwelmslawery het dit Sure. net gewerk nie. So toe bedank jy en jy het vir jouself gesê jy gaan bedank wanneer jou pa nou tot sterwe kom. Daai pyn, wat het jy gedoen? Het jy sin drink? Wat het gebeur? Ek het 'n vriend gehad wat saam met G4S gewerk het wat ook ouers verloor het en ook 'n swaar lewe gehad het en hy was altyd het altyd presteer by die werk. Hy was 'n goeie werker. En ons het saam gekuier eendag en hom gevra maar wat gaan aan? Hoekom is jy so wake up en hoekom Wil ek amper gelukkig. Hy sê jy het happy mood. Sy hy gebruik die goeie wat en ek sê te hom ek wil ook sien wat dit is en ek wil ook sien hoe en ek probeer dit toe. Wil ek voel soos wat dit lyk hoe jy voel, né? Ja, Ek het hierdie seer in my. En daai dinge kom en daai vibe kom. Ek wil ook hierdie seer uit my uitkry. Ek wil lyk soos wat jy lyk. Jy lyk so happy en jy lyk so goed. Ek wil ook so lyk. Sure. Ja. En toe sê hy vir jou, maar hier's dit. Ja, hierso is die balpie en hierso is die goeie, dis hoe jy dit doen en ek het dit getraai. En Was daar enige vrees in jou daai tyd gewees van ek bedoel ons almal weet wat dwelms is. Dis nie asof jy nie geweet het nie. Was daar enige vrees van wat ek nou doen? Dit kan my hele lewe dalk verander. Ek het regtig nie eens aan daai kant gedink. Ek het net gedink hier's iets wat my gaan laat kan cope en gaan laat beter voel so. Van 'n pleister op baie seer sit. Baie seer sit. En ek het voluit gegaan en ja, dit my laat beter voel. Dis wat ek jou nou wil vra. Wat is die gevoel wat jy kry die eerste keer wat mens of jy in jou geval tik, maar wat is die gevoel? Dat jy 100 maal beter voel as wat jy is. Jy het nie meer daai seer nie want jy dink nie daaraan nie. Jy dink net aan die volgende fix. Dit is waar dit gaan. As jy sê jy dink net aan jou volgende fix, is dit om hierdie heavy gelukkige tipe geluk binne jou te voel om die heeltyd konstant te voel? Is dit wat jy altyd daai hyperactive yes, okay. Kan voel ja. Sure. So jy sal dit nog gebruik vir soos 2-3 dae en dan werk dit uit dan raak jy moeg. Dan moet jy dit weer gebruik om aan te gaan en so raak dit al hoe meer en meer en meer. Sure. So toe het jy nou begin en jy het gesê jy het vir my rukkie terug gesê die volgende dag toe bel jy hom weer. Ja, toe bel ek. Toe sê vir hom no, so dit van en so het hy gevat tot in sentraal waar dit ons kry en agterna sommer my eie dat dit wat my supply het maar dit kom na my huis toe sommer gebring. So ja. So dit wys jy eintlik hoe maklik dit is. Baie maklik bekombaar. Dit is ongelooflik. As jy net 'n nommer het, kan jy bel en dan sal dit vir jou bring.
Maar sê vir my, so nou daai tweede dag, was daar enigstens 'n gedagte van, okay, ek het dit nou gedoen, dit is obviously vir my baie lekker, ek gaan dit nou die tweede keer doen, moet ek nie. Was daar ooit hierdie gedagte? Nee, jou mindset sê net vir jou, Jy dit nodig. jy soek weer daai gevoel. Dit is, ek dink Ja. dit is hoe dit, daar's iets wat 'n trigger binne in jou. So, Wat sê, jy dink net heeltyd aan dit, jy wil net volgende fix hê, dit sal Ja. aanveel. so. Net om, ek gaan nou heeltemal anders, maar ek dink selfs met myself, byvoorbeeld met sosiale media, ek is 100% verslaaf aan sosiale media. Ja, In die oggend as ek opstaan, die eerste ding wat ek gryp is my foon. gewoon. Gaan ek op Facebook, ek moet kyk wat aangaan. Dis Dis 'n presies addiction, dis dieselfde. presies dieselfde addiction. Daar's nie 'n verskil Dis nie. Dis nie 'n verskil Dis maar net tussen in wat jy jou Yes, gemaklik laat voel. yes. Dis iets wat my aandag van iets afvat, of dit is iets wat ek, en dit is regtig 'n ding van, as ek nie my foon by my het nie, dan voel dit vir my soos asof daar 'n arm wat weg Iets is is. weg. Ja, Ja, dit is 'n voel, leemte. ja, en dit voel half ongemaklik, soos ek het dit nodig, jy weet. Dit Ja. is, en ek bedoel, dis met sosiale media iets wat letterlik jou brain chemistry verander met dwelms byvoorbeeld. Ek bedoel, dit moet verskriklik wees om daai gevoel te kry van, daai, ek dink dis seker die happieste gevoel wat jy Ja. in jou lewe al ooit gevoel het. En om terug te gaan na jou kinderlewe toe waar jy nooit gehoor was nie, jou stem was nie goed genoeg nie, en jy amper half nooit daai geluk gekry het daar nie. En hier kry jy iets wat jou Ja. laat voel, né? En regtig voel, en geluk voel. Ja. So. Okay, en toe het jy nou begin gebruik. Ek wil 'n bietjie praat oor die tyd wat jy gebruik het. So dit was 'n periode van 10 jaar. 10 lang. Ja. Dat is jy gevoel, die tyd gaan so gou verby. So. Ja. Hoe lank het dit gevoel vir jou? Nie so lankie nie, soos 10 jaar. So. So wanneer, vertel my gou-gou die verloop van, of wat jy kan onthou van hierdie 10 jaar van jy wat nie jouself was nie, wat iemand heeltemal anders was. Vertel my van daai 10 jaar. Wat het Jou hele lewe verander, want jy begin nou ander mense ontmoet. Jou lewe gaan nou, en jy's nou in die draksirkel, Ja. in die swart sirkel Ja. van verkeerde vriende en crime en gangsterisme en prostitusie. Dis alles deel van dit, kom alles saam met drugs. En jy wat die drugs het, in groot mate soos wat ek het gehad het, jy kan enigiets kry met dit. Jy kan pone koop, jy kan karre koop, jy kan meisies self, die prostitusie kan jy self met drugs koop. Ja. As jy dit is asof jy goud in jou hand het. So. Meer werd as geld op daai oomblik. So. Hoe dit jou laat voel? Want nou weer eens, nou het jy hierdie verslawing, maar ook verskriklik baie geld. Ja. En verskriklik baie liquid gold, as jy dit nou so kan stel. Hoe dit vir jou gevoel daai tyd? Weer eens het dit my nou laat voel, ja, soos ek is nou die ou en ek het nou mense wat vir my werk, want ek het 'n pos oopgemaak by myself. Verduidelik gou vir die mense, wat is 'n pos? Pos is waar jy gaan om, in my geval, waar jy gaan sit op my perseel. Okay. Jy kan daar, want ek het soos Wendy houses agtergehad, 4-5 Wendy houses. Dan kan jy nou gaan sit met jou vriendin of wat ook al. Ja. Of jy sit sommer so 10 in een kamer. Ja. En dan het ek iemand wat my werk wat daar sit Ja. in daai kamer dophou en met stok op hom sit en dit dan hulle verkoop. Okay. En dan jy kan jou foon ruil vir 'n pakkie of jy kan jou foon pon vir 'n pakkie en Ja. Dis 'n besigheid. Wat ek al jy het wat geld werd is, So. kan jy en jy kan soos R2000 foon vir 'n R50 bag koop. So. Dit is hoe dit werk. En dan dis hoe daai mense daai goed nie, dit is Ja. hoe jy voel. Wat is die snaakste ding wat jy al ooit gekry het, wat hulle ingebring het? Baie gereedskap. Regtig? Ja. Ek het al, soos ek sê, ek het al karre gekoop, ek het al bikes gekoop, ek het bote gekoop, ek het meubels gekoop, ek het toys vir die kinders gekoop, fone, computers, laptops, al sulke goed. Enige ding wat inbring. Ja. En ek ben baie ou kom met daai ding na jou toe en obviously dit is gesteel, Ja. maar dis wat hulle doen. Ja. En daai ou persoon wil nie weer van jou perseel afloop met daai ding straat toe nie. So jy kan dit kry vir wat ook al jy wil, wat se prys jy maak. So hoe het jy ingekom van gebruik nou net elke tweede dag of elke dag of okay, nou elke dag na ek het nou my eie pos. Hoe het daai gebeur? Snaaks genoeg ek het verloor, ek het altyd my in groot
ek soos 5 gram gekoop. Okay. Dis R500 'n pak. Okay. So en ek het gesien terwyl ek rook en ek het vriende om my wat wil rook, dan sê ek nee, maar moenie ook so gaan nie. So voet so met my bag uit. En so het ek begin sien, joh, maar ek nou die helfte van die bag verkoop en ek het klaar my geld terug. Ek sien. So ek kan rook en ek kan verkoop en so maak ek my geld terug en ek kan weer my eie stok koop. Ek sien. En so het ek net hierdie 'n vriend gehad wat my so 'n groot maat supply het, so 'n 50 kilogram, 50 gram pakke. En ek het 'n lewe geraak dat dit en ja, ek het So. baie survive. En het jy ooit gedink bepunt in daai 10 jaar ek het 'n probleem? Nee, dit is my gevoel so 'n normale besigheid, normale lewe. Ja, jou oë wil net nie oopgaan nie want dit is net in daai draksirkel, jy's net in daai se vang in daai. So. Vertel vir my, het jy ooit na rehab toe gegaan of Nee, nooit nie? soos ek weet, ek kon nie onthou dat my ma of my eksvrou ooit met my daaroor gepraat het, maar hulle sê hulle het klomp kere gesê, ons sal jou help, ons sal jou help. Maar ek as persoon het nooit gedink ek het rehab nodig. Nooit gedink Nooit daar's ingedink en die tipe mens wat ek was ook, ek sou nooit rehab toe gaan nie want ek staarde harde kwas vir dit. So ja, ja, ek het nie ek nooit rehab toe gegaan. Ken iemand wat ook verslaaf was en my storie vertel het dat toe hy in rehab was, het hy meer drugs gekry in die rehab. Dit is 100% korrek. Ek dink jy dis waar? Ek het ook vriende wat uit rehab uit kom. Ja. Wat vir 6 maande daar is en dan hulle kry meer drugs binne in die rehab. Hulle gooi dit oor die muur vir hulle en hulle gebruik nog steeds as normaal. So, dink dit kom terug na as jy nie self wil verander nie, as jy geforseer is om na rehab toe te gaan. Miskien werk dit vir party mense, maar soos bedoel, ek ken mense wat gesê het dat dit is meer, hulle het meer drugs gekry daar as wat hulle by die huis kon. En rehab is pricey, so ek meen as jy nou op privaat rehab. Ja, dis die. En nou so R100,000 kos. Sure. 6 maande. Sure. En ek weet van mense wat in daai privaat rehabs was vir 6 maande en mooi geluk het, goed uitgekom het, gesond uitgekom het en 'n maand na dit dan relapse hulle weer van omdat hulle nie self daai besluit gemaak het en sê ek wil nou ek wil regkom, ek wil skoon kom. Ja. Al die 6 maande skoon. Ja. Sjoe. Sê vir my daai 10 jaar nou, wat jy in daai in die hele dwelmverslawing vas was. Wat het alles gebeur? Ek weet jy was in die hospitaal gewees op 'n kol. Ek het cellulitis gekry, ja, amper my been verloor. Sure. Maar die grootste punt seker van alles of kan ek sê die skerigste stuk was toe ek geskiet is deur die nek. Vertel my wat gebeur het. Ek het nou soos in Sydenham gerol, Sydenham area. So die mense van Sidwall het na my toe gekom en sê ek moet tax betaal, want omdat my pos baie goed gedoen het. Daar was altyd mense en dit baie geld gemaak. Ja, baie geld gemaak. En ek het met myself gesê ek betaal niks vir niemand nie, want ek is my eie storie. Ek is die baas hier en ek 5-6 mense gehad wat vir my gewerk het en so het hulle 'n dag nader gekom in my driveway, my geskiet en ek is toe sommer self met die kar net so hospitaal toe, myself gery. Beter geraak en Waar het hulle geskiet? Deur die nek, net daardeur. Sjoe. Gelukkig het hulle 'n klein kaliber vuurwapen gebruik, so dit was nie so dinges nie, ja. Dit het 2-2. Wat het jy gedink in daai tyd? Daai oomblik was dit net hospitaal. So ek wou net by die hospitaal kom. Ek het my rukkie gevat om ek het die skoot gehoor. Ja. En ek het nog agter die kar aangereverse. Dit was 'n wit golfie wat weggejaag het van my af. Ek het nog agter hom aan reverse, dink ek nee, los die ouens, moet nou by hospitaal. Jy weet daar veilig wees. Toe ry ek nog huis toe op die hoek en ek skreef almal, nee, ek is geskiet. Iemand kom saam met my en ek ry toe myself hospitaal toe, ja. En obviously baie bloed gewees en baie bloed. En wat sê die dokters toe jy by die hospitaal kom? Ek moes nog 'n rukkie sit want dit mos nog maar nie privaat hospitaal nie so. Ja. Hoe lank was jy in die hospitaal gewees? Net soos 'n week maar ek wou toe nie die boedel laat uithaal, ek het dit gehou. Ek het nog nie gesit, ja. En summons die polisie my. Ja. Sê as ek hier nou soos voor 12:00 by die hospitaal uitkom, dat hulle dit kan uithaal, want dit is deel van die evidence. Ja. En toe laat ek dit maar uithaal. Dit was vandag, dit was so 'n halfuur. Dit is uitgesny. Dit is crazy. Maar dit was soos in daai oomblik, daar was 2 keuses van eider maak jy oop om reg of ek wat nou harde kwas was. Ja. Gaan dit die ander rigting. Ja. En tot dit, ek bedoel,
as die mens nou kyk, soos hoe die Here eintlik na jou gekyk, jy was letterlik geskiet in jou nek Ja, en jy het dit survive. En ek bedoel, survive en jy was nie eers regtig dat jy in ICU was of dat Ja. jy verskriklik, jy was ongelooflik gelukkig die en dokter, geseën. die dokter sê vir my op die tafel, ek het 3 kanse gemis wat ek kon doen. Dus hy moes Ja. my vorm gemis, Ja, my hart gemis en my longe gemis. So dis alles verby net tot net 2 millimeter voor my hart. dis crazy. Ja, nog 'n kans. Jog, regtig nog 'n kans. Maar die hartseer is dat selfs al was jy geskiet, was dit nog steeds nie genoeg vir jou om te sê, I'm done. Ja, Nog steeds nie. en my vrou en kinders was binne in die huis omdat dit gebeur het. So Ja. dit kon anders gewees het. Ja, dit Kon kon anders hulle gewees, gewees ja. het. So, wat is toe deur jou gedagtes? Nou is jy geskiet, jy kom uit die hospitaal uit. Wat dink jy toe? Retaliate. Vertel my. Ja, ek het vriende gehad in die noordelike Mm. gebied van baie groot gangsterisme Mm. en ek het hulle maar net by my gekom nie trek Okay. op die yard is sodat Ja, ek ja. my protection het as vir Okay. my vriende Okay. en ook begin die hele tyd vuurwapen dra, nêrens gaan sonder my vuurwapen nie. Sure. En soos ek sê, ons het gaan retaliate, ons het op hulle gaan skiet en ja, en hulle dinge toe net erger gemaak. Was weer geskiet op my huis. Sure. Toe skiet hulle ouetjie 4 keer deur die bors en nog 'n vriend van my deur die been. So ja, toe raak dit net erger. Sure. Dis dit amper 'n oorlog. Ja. En was jy ooit bang vir jou kinders en vir jou vrou daai tyd? Ek bedoel, hulle is in die huis, soos jy sê, dit kon een van hulle gewees het. En daai tyd dink 'n mens nie aan dit nie. Jy dink net jouself en jy wil jou kamp soos 'n Ja, verdedig en jy wil nou want jy is nou een van die groot poseienaars, so jy wil sure. ook nie sleg lyk by ander nie. Sure. So ja. En so na dit en die oorlog wat nou aangegaan het, hoe lank het dit aangegaan? Vir maande. Regtig? Maande waar ons mekaar kry dan skiet ons op mekaar, ons Ja. jag op mekaar af. Hoe weet jy wie's wie? Jy weet maar net. O, okay. So daar's nie soos 'n tipe Almal van 'n ken teken of 'n in die treksirkel, almal Ja. ken almal. O, Dis hoe okay. dit werk. Okay. So jy weet wie Jy- is Ja. En dan die mense wat skiet op mekaar, is dis nie die gebruikers nie, nê? Dit is die Nee, dit hoër is- ouens. dis O, die die- regtig? Ja, hulle gebruik hulle want dit is so hulle gebruik hulle betaal daai ons met Hoor, sê jy gaan skiet gou op die maar skiet gou op die kar. Okay, Gaan okay. skiet gou op daai persoon. Okay, doen iets. Ja, Jy doen weet, iets. okay, sodat jy jou Ja. geld kan kry. Sjoe. Hoe het dit gestop? Ek sal sê met die eindig van die drugs het dit maar O, regtig? wat ek besluit dat ek wil ophou Sjoe. en die pos toegemaak het en al Sure. verloor het en ja. So in daai 10 jaar, ek wil net weet wat was jou donkerste tyd wat jy kan onthou in daai 10 jaar wat jy gebruik het? Waar was dit vir jou? Ek kan nie, it can't get darker than this. Wanneer was dit? Ek dink toe my vrou uitgeloop het uit die huis uit en met die kind. Sjoe. Ja. Sjoe, Jesus weer tissues. Same. Ja, ek dink dit was maar die seerste of die moeilikste stuk, maar nog het dit nog steeds in my oë opgemaak hier. Sjoe. Ek het maar net gesê, okay, gaan maar of nie gesê gaan maar ek het agteraan gegaan obviously. Maar dit het my nog steeds nie gestop nie. Ek het net harder gedruk en erger Was daai gedruk. pyn- Nou is ek maar ja, maar ja, en nou kan ek maar net doen wat ek wil. En nou moet jy daai pyn weer net Meer, ja. Blameer jy wat dit so gegaan het? ja. Hoekom? Laat ek dink in elk geval as dit nie vir haar was wat ons aan het, sou my oor nooit opgegaan het nie. Sjoe. Sou ek dalk net aanvoer gebruik het of dit van nou ook al. Sjoe. Seker dalk nou nog. Ja. So eintlik, as mens nou terugkyk, dis moeilik, maar dit was eintlik jou manier om ook uit dit uit te kom. So sy het jou eintlik ook geseën. Ja, sy het uitgeloop en dit was moeilik vir haar gewees ook. En ek dink baie keer die persoon wat verslaafd is, besef nie ook die trauma wat die mense om hulle ook ervaar nie, nê? Ek dink nie aan jou Hulle het wat ook by die huis sit en ja, wag vir jou ja. en die vrou wat by die huis sit en huil 100%. en die kinders wat jou 100%. mis. Ja. Daai jy dink net aan jouself en aan jou En jou volgende volgende piek. fiek. En dit is eintlik so selfsugtige ding, maar dit is wat die dwelms ongelukkig doen. Gelukkig dit is wat Dit doen. maak jou ongelooflik selfsugtig. Vat jou hele
perspektief. mens wees weg. Ja, Jy ja. worry nie oor uitgaan saam met die vrou en die kinders en Nee. partytjies toe gaan Ja. en sulke goed gaan jou glad nie meer aan nie. Ja, Jy wil ja. net in 'n pos sit en Ja. jouself So. hoog kry. En ek dink as mens van die ander kant af kyk, dit is ook nie maklik vir hulle om te kyk om te sien wat aangaan met jou en wat gebeur by die huis en die skietery. So dit is amper half hulle het hulle eie trauma wat hulle ook deur moet werk, bestaan. Kom. Nie spesifiek dalk van jou nie, maar wat dalk by die huis gebeur het en goed wat hulle gesien het en die skietery en Ja. dit is traumaties op sy eie, jy weet, wat hulle ook moet deurwerk. So dit is moeilik. Dit is moeilik. Die skietery en daar was baie bakleiereis en goede en Ja, hulle het dit alles gewitness en ek So. het nooit so daaraan gedink dat Ja. dit ook hulle ook eendag gaan effek hê, obviously. ja, En dat hulle ook daai seer saam met hulle sal moet dra vir hulle hele lewe. ja. So. Maar ek dink daar is positief ook, maar voor ons kom by die positiewe, jy was op jou heel laagste gewees en vir 'n tydjie was jy straat. 22. Ja. Vertel vir my daai lewe op straat. Verduidelik vir my op watse punt kom mens van jy het 'n pos en dit gaan goed en jy's on top of the world na 'n oorlog na Ja, dit is hoe dit werk om drugs te kry. So jy moet iets gee vir dit. En as jy nie geld het nie, dan begin jy met jou besittings, jou fone, jou horlosie, jou ringe, jou klere op die einde van die dag. En dit is hoe ek opgeëindig het. Dit is net met 'n broekie en sloffies. Niks by my nie. En ja, van pos tot pos gaan jy. Gaan maar dan help jy bietjie by die pos dan kry jy nou tik verniet of jy slaan iemand vir 'n ander ou en dan kry jy tik vir dit. Ek het op die einde van die dag toe begin dat ek spyt wat die hoogste is van hoog. Ek weet nie waar is dit en dat jy baie vinnig agteruit gaan. Sentraal se bowling alley is die bowling klub. Al die spuiters het daar bymekaar gekom en daar geslaap en geskarrel daar kan jy maar sê. So. En weet jy enige van hulle stories soos wat het jy of wat kan jy onthou van hulle het enige van een van hulle storie met jou gedeel wat was? Almal as jy nou in jou hoogheid is en dan deel jy maar jou seer of jou probleme met almal. En almal kom met so 'n breekhuis uit of het seer van kleintyd af of ja, iemand het childhood trauma kan jy maar sê. En weet jy hoe om dit te deel en het op die einde in die drugs die way uit. Hulle het weer eens 'n pleister gekry vir daai pyn. Dis so hartseer en ek dink hoe jy daar gelê het en jy daar het dit jou weer gevoel jy behoort daar of was dit half vir jou van ek kan nie hier wees nie. Wat is die gevoel wat jy gehad het toe jy nou op straat is? Obviously mens dink hoekom doen nie Hemelse Vader dit aan jou? Hoekom het jy jou die pad laat stap? Ja. En die ou einde van die dag is maar jou eie besluit. Dit is jou keuse om daar te wees. Ja, ek meen ek gun dit van niemand om my pad te loop en die wat nog daar is, ek bid elke dag vir hulle. Ek hou my beter as niemand nie. Ek is nou 4 jaar skoon. Sure, that's amazing. So ja. That's amazing. As jy daar verby ry nou en jy sien baie mense op die straat en jy kan sien moet sê ek kan nogal sien as iemand op drugs is. Dit is nogal kenmerkend, né? Ja. Alhoewel jy jouself dink daar's niks fout met jou nie. Jy dink ja. Maar wat is die gevoel wat jy kry teenoor daai mense as jy die mense wat heidaglik nou daar is? Baie seer. Maar soos ek sê dit gaan nie help dat ek stop daar en gee vir hulle geld nie want die geld gaan vir drugs. En ewen as jy vir hulle kos gee, hulle sal daai kos gaan ruil vir drugs. Dit is hoe jy is vir jou volgende fix. En dit is nie hulle skuld nie, né? Nee, dit is nie hulle skuld. Seer, ek meen my hart gaan uit vir daai mense. Hulle is soos in 'n sirkel waarin jy vasgevang is. Ja. En al hoe jy kan uitkom is met God en jou besluit. Dis wonderlik. Ek wil vir jou vra, wat sou jy sê iemand wat by die huis sit wat pa of 'n seun of 'n dogter of iemand wat heidaglik verslaafd is, hoe hanteer hulle van hulle kant af daai persoon? Watse tipe advies sou jy vir hulle gee as iemand wat deur dit was? Ek sal sê is net om nooit op te gee op daai persoon nie, want dis ook mense, hulle het ook maar seer. Wees daar vir hulle
in die opsie van gee 'n drukkie, sê vir hulle jy's lief vir hulle, vra waarmee kan jy help, vra wil jy graag regkom en dan kan ons jou help. Obviously nie geld gee nie. Ja, maar wees net daar vir hulle soos my ma nagte omgesit het by die Jou by ma die het nooit opgegee op jou nie. Nooit nie. so ja, wees maar net daar vir hulle en dat hulle weet daar is nog iemand Ja. waarna hulle kan uitsien. Sjoe. Het jy ooit gedink soos, wow, my ma gee nie op my nie. Was dit ooit 'n gedagte? Nee, dit was eintlik 'n joke vir ons as vriende. En Regtig? ons het in die straat geloop en dan kan jy nou sien die gordyne is bietjie weg. Haar sit my ma. So ja, ons het 'n joke altyd gemaak van dit. Wayne, kyk hoe wag jou ma vir jou gaan huis toe. Jy is 'n goeie kind en jy worry nie want jy loop hoog in die straat so. Ja, dis hartseer. Maar nou wil ek op die positiewe kom, want dis 'n wonderwerk, dink ek. Jy's geskiet, jy's op die straat. Besef jy, dis 'n wonderwerk. Dit is 100% 'n wonderwerk dat jy hier sit vandag. Ja, 100%. As ek vir jou 6 jaar terug vertel het, Wayne, jy gaan jou storie vertel vir ander mense. Jy gaan ander mense inspireer. Sou jy my geglo? Ek sou veel gelag het in jou gesig. Ja. Jy het dit nooit Ek sou 10-1 gewees het soos ek hier sit. Ja. So ja. Dit is amazing. Dit is absolutely amazing. So vertel my die dag wat jy opgehou het. Ek wil nou gaan na die positiewe kant van waar alles verander het. Wat die drankboek toegemaak is. Desember 22, ek het net wakker geraak in 'n pos met net 'n fotootjie van my dogtertjie by my. So. Ons het dit is genoeg. Ek wil nie meer nie. So. Ja, en toe my suster gebel en hulle was op pad van Camber Willows. En ek vra kan ek na haar toe kom? Ja. Ja, Wat jy kyk van die tyd. En ja, ek het by Willows gaan kamp saam met hulle vir die hele Desember. En die 31ste van Desember, die oggend het ek alleen wakker geskrik en see toe gestap en die sonopkoms gaan kyk en gebid. So. Ja. Dis amazing. En ek het net die volgende dag gesond opgestaan, sober. Nie meer daai need vir die IT. So. Nie die drang om beter mens te wees. So. En kyk nou. Hoeveel jaar het jy gesê dit skoon is? 4 jaar. 4 jaar. Ek is so trots op jou. Dit is amazing. Dit is amazing. Was dit ooit, want ek dink partykeer daai terugkom, is amper half moeiliker as die afgaan partykeer. Dit is baie moeilik. Jy kry jou daar. Ek self het glad nie meer craving vir teruggaan na daai lewe toe nie, maar Sin was dit daar of nie? Nie regtig nie vir my nie, want ek het maar as ek dit nog voel aan, vat ek maar die Bybel en lees ek 'n stukkie of gaan kerk toe of hou my maar net besig, gaan na 'n familie toe. Ja. So mens kry jou daar wat jy, veral ek wat nou nie my kinders by my het en hulle dit naweke sien, so jy kry 'n hartseer daar. Ja. Wat jy maar net 'n drukkie van jou kind nodig het of iemand af en dan ja, dat is so seer daar. So. Hoe hanteer jy seer nou? Want ek bedoel die lewe gebeur, ons daar seer. Hoe hanteer jy dit nou? Ek spandeer baie tyd nou saam met my kinders. So. Het daarom nou 'n goeie werk en gaan ons nou oor seer. Ja, dis wonderlik. Plaaswerk H2A, so ja, dit is die Here is goed vir my elke dag en raak beter by die dag. So. Ek sal nooit So as daar iets moeilik nou in jou lewe gebeur, vertel vir my hoe hanteer jy nou 'n moeilike dag? As dit nou vandag is 'n moeilike dag, jy het slegte nuus gekry oor iets, hoe hanteer jy nou 'n moeilike dag? Gee dit vir God. Ek bid oor dit die Here antwoord my op my tipe manier op my en help my om deur die dag te gaan. Maar ek vat dit een dag op 'n slag. Elke dag sonder druk is 'n dag ekstra. Ja, dis wonderlik. Ek wil jou graag vra, as jy en ek weet ook nie nou huil nie. As seker jou kinders gaan seker hierdie kyk, en seker jou familie gaan ook kyk. As daar iets is wat jy graag vir hulle sou wou sê, wat dalk so moeilik was al ooit om te sê.
Ek wil hê met daarso kyk. Soos jy. Wat jou tyd. Wat jou tyd. En sê vir hulle wat jy graag vir hulle wil sê. Ek kan net jammer sê, oh, Ja. ja, sy het my harde tyd vir my vrou en kinders. Ja. Vir dit wat ek was, wie ek geword, wat ek geword het. Maar ja, my kinders, ja, dit is gezond. Ja. Ek het gister, jy is met my dogtertjie gery McDonald's toe en toe ons gepraat oor die tyd wat hulle by my suster kon bly het. Toe sê ek vir ja, nou jy het hier gebly toe jy bietjie kleiner was, die tyd toe Dira siek was. Sê, wat is siekte? Toe sê van, Dira was baie siek. Want dan Ja. Actually, het self seker maar my vrou gehoor waar te gaan het, maar Ja. persoonlik moet ons nie voor weet sê nie. Ja, en toe lag het so. Ja. Maar nou is dit vet en gesond. Ja. Ja, daar was 'n tyd, toe ek in Sentraal gebly het ek maar 63 geweeg. 63. En nou is ek dubbel daai, is 120 so. So. Ja, is Ja, klopt. right en jy is baie Ja. So is dit wat jy vir hulle wil sê. Ja, en dan vir my ma. Ja. Oh, that's fine. My ma en my suster, dankie. Hulle het jou regtig Opgesien. bystaan. Ja. Ja. En dan natuurlik vir God, alle prys en alle eer vir God, want sonder hom sou ek dit nie kon doen nie. Dit is wonderlik. Ek dink ons moet gou 'n breek vat want ek gaan ook nou begin. 1 minute. Okay, ons is terug. So op 'n positiewe, ek wil net vir jou vra, wat sou jy vir jou jonger self graag wou gesê het? As jy nou met Wayne kan praat, hoe oud was jy gewees? Want toe ek begin, Ja, ek ja. so 21, 22. 21, 22. Wat sou jy vir 21-jarige Wayne nou vertel het? Ja, om die regte keuses te maak en regte vriende te kry. Ek dink alles gaan van wat jy tipe vriendekring jy het op skool, saam wie jy uithang, dit is 'n baie groot Ja. ding. Sure. So daar is soveel positiewe goed wat nou in jou lewe gebeur. Jy gaan Amerika toe. Ja. Vertel my 'n bietjie daarvan. 2A, Ag, dis wonderlik. Minnesota, North Dakota, Sure. Bevarkplaas. Dis jou eerste keer oor Die see? eerste keer. Ja. Ek het al soos vandat ek begin sober raak het ek oor 'n 14 license laat doen. Ja. En jy moet obviously dan nou weer jy moet 'n nuwe ID kry, 'n nuwe license want alle goed is outdated. Ja. Waar nie oor Ja. So ek het al daai goed op tyd gekry en begin aansoek doen vir plaaswerk. Bietjie meer as 2 jaar gevat nou. Sure. En ja, positief ek het iets gekry dat ek gaan so. Ek is so bly vir jou. Een van die dae is jy daar in die dollarland. Ja. Ja. En sê vir my gou, dink jy dat as jou storie iemand anders kan help, wat sou jy wil hê hulle moet hoor uit jou storie uit? Obviously dat drugs nie goed is vir jou nie. En Ja. moenie eers dit oorweeg om te vat as jy die keuse kry of die opsie het om dit te doen. Bly weg van sulke tipe vriende af en by pad moet dit nie stap nie want dit is hard en is lonely en is seer. Baie seer. En tyd wat jy nooit weer kan terugkry nie. Ja. Sure, dis baie mooi. Waar sien jy jouself oor 5 jaar van nou af? Ek voel jy is amper op pad, amper op die vliegtuig. Wat sien jy, waar is Wayne oor 5 jaar? Ek wil terugkom vir u toe, huis koop. Okay. Vir my kinders en vir my eksvrou. Dat hulle eie dak kan hê soos wat dit was. Ja, al gaan ons nie 100% weer ons verhouding kan laat werk nie, maar sodat my kinders en my vrou onder een dak is en hulle gelukkig is, dan is ek happy. Sure. En vir jou persoonlik, wat laat jou opstaan in die oggend nou dat jy weer iets het om voorop te staan? Vir wat staan jy op in die oggend nou?
Ek wil net 'n verskil maak in die lewe. Ek wil bad memories van my kinders wil ek erase. Ek wil dit met nuus vervang. Ek wil goed saam met hulle doen. Ek wil ek wil nie julle met my onthou as die pa wat drugs was en beklei en skietery en lelike goede nie. Ek wil mooier memories maak. Ja, dis baie mooi. Ja. En dit vat tyd, né? Dit vat tyd. Dit vat tyd. Ja. Tyd van albei kante af Ja. en vergifnis van albei kante af. En ek dink dis moeilik om te sê let's erase it, maar ons kan sê wat het gebeur, love changed Ja. and I'm sorry. En daar kan mens begin bou om te sê dit het gebeur en ek is bitter jammer oor dit wat gebeur het, maar kommunikasie weer een. Ja. Kom ons vat hierdie pad saam, want ek is nou, Ja. ek wil hier wees vir jou. Ek is lief vir julle. Ja. En dit is die pad wat ek sien vir jou, saam met hulle. My laaste vraag vir jou is, as jy nou daarbo is, en jy doen goed, en jy's op die plaas, en jy, vir hoe lank sien jy jouself dit doen? Wel, die kontrak wat ek nou gaan kry is 'n 3 jaar kontrak. 3 jaar, okay. So dan wil ek terugkom so ek sê 'n huis koop en Okay. dan sal ek weer dan wil ek graag weer gaan en So, ja. so jy wil dit redelik Ek lank wil termyn dit doen tot ek nie meer kan nie, want ek wil net 'n eiertjie opbou Ja, sodat ja. ek nie eendag hoef te sukkel. Ja. Wie dink jy is die hartseerste dat jy gaan? Seker maar my ma. Seker maar my ma. So, ja. Na die drugs, omdat ek mos nou alles verloor het, so ek moes weer terug gaan huis toe. So Ja. ek het maar nou weer soos die babietjie in die huis. Ja, ja. Mamma is maar daar vir my elke dag Ja. en ek gaan nou weer lees wees sonder my dink ek. Ja. Stiller obviously, want Baie. ja. Wat dink jy doen dit aan, sorry ek wil net 'n laaste Ja. vraag vra, maar aan jou ma, ek dink sy is so ongelooflik trots op jou, sy is iemand wat regtig nooit opgegee het op jou nie. Dink jy sy het al herstel van die pyn, of dink jy daar's nog 'n pad wat moet stap, sy nog moet stap? Maar is maar soos ek harde mens, so was die drukkies en soentjies en die hele dag ek's lief vir jou net seker goed en nie, maar Maar kan dit in begin? haar hart Kan dit begin? tog. Kan dit begin? Glo dit kan, ja. Dit is altyd die vraag, né? As iemand sê, want ek is selfs iemand wat drukkies en swinkies, maar ek kan dit begin. Ja. Ek kan begin 'n drukkie en 'n swinkie gee. Ja. Ek kan be the start. Ja. En daai begin is al wat mens nodig het. So dis wonderlik. Wayne, baie dankie dat jy jou storie gedeel het. Ek kan nie vir jou sê in woorde hoe dankbaar ek is. Ek voel mense praat nie oor hierdie ongemaklike goed nie, en Ja. dit is die rede hoekom ek dit doen. En ek is so dankbaar dat jy jou storie kom deel en ander mense inspireer. En my hoop is net dat ons meer gemaklik kan raak om oor Ja. ongemaklike goed te praat. Ja. Dat dit gemaklik is, nie met my as 'n vreemdeling nie, maar met jou ma en met jou pa en met enigiemand, met 'n Enigiemand, ma en ja. 'n pa en 'n suster, om gemaklik met mekaar te praat. Ja. Dit is waar genesing gebeur, is wanneer ons kommunikeer en met mekaar praat. Want as ons dit terugvat heeltemal na jou begin toe, was nooit kommunikasie nie. Ja. En ek het nooit gevoel daar was 'n stem gewees wat ek gehoor was nie. En al daai was maar die kern gewees jou hele lewe lank. So nou, wil jy begin met die drukkie, né? So begin met die Ja. drukkie. Baie dankie en Reg. ons sien julle volgende keer. Baie dankie. Staan nog jy, staan nog saam.